Hartlike goeiemôre, dit is Woensdagoggend, is die 5de November, die jaar 2025. Man, is weer opgewonde, Jesus Christus is koning, hy is die Here en daar is niemand soos hy nie. Halleluja, wat 'n dag is hierdie vandag? Dis petroldag, maak seker my boetie en sussie, jy kry jou petrol, ek sê dit elke week, nêrens in God se woord, is daar enige iets, want ek kry wat nie, ons gaan mekaar nie rondstoot nie, dit is jy om mekaar te lei, raak ingeskakel, by 'n cell meeting, by 'n biduur, gaan kry jou petrol om jou deur te dra vir die res van die week. Halleluja. En vandag is dit weer ons voorreg en ons gaan 'n bietjie lees uit God se woord en gaan praat oor wat prys genade. So wat kos genade vir my en vir jou vandag? Waar kan ek genade koop? En dit is iets wat ek en jy nie kan koop nie. Geen geld in hierdie wêreld kan God se genade koop nie. Dit is 'n geskenk. En so jy kan dit nie koop nie. Dit is ook nie iets wat jy moet gaan doen nie. Ja, maar onthou net, ek is 'n pastoor en ek doen dit en ek is 'n koster en ek doen dit by die kerk en nee, jy kan nie genade koop nie. Genade kan jy alleenlik kry deur geloof. Jou geloof wat jy het in Jesus Christus gee vir jou genade. So daar is bietjie 'n voorwaardes, aan geloof. En daar's voorwaardes aan die genade van God. Jy moet volle oorgawe gee aan jou gedagtes. Jou gedagtes moet jy vir Jesus gee. Jou optredes, jou gevoelens, alles wat jy het, moet jy verander. Jy kan nie, as jy God se genade het, dieselfde bly as wat jy is. Dus met ander woorde, wel, God se genade is groot, ek kan leef soos ek wil, ek kan doen wat ek wil, ek kan sê wat ek wil, want die Here se genade is groot. Dit is, God se genade is groot. Dit is iets wat my en jou brein nie kan verstaan. Hoe kan die Here genade hê oor ons? En ek is so 'n sondige mens nie. Maar ek en jy moet verander. Ons moet ons mens wees verander, sodat ons meer van God se genade kan ervaar en in ons kan kry. Hoor wat sê Efesiërs vir ons. Efesiërs 2, hier vanaf verse 1. Hy sê verlossing uit genade. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld. En dit is wat dit is. Hy sê hierso, want dit is waar julle gewandel het in die verloop van hierdie wêreld. Maar julle is nie meer daar nie. So met ander woorde, God het jou moes nou daar kom uithaal. Die Here Jesus Christus, toe hy in die kruis gesterf het vir my en vir jou sonde, het hy ons daar uitgehaal. So ek en jy kan nie nou meer in 'n sondige lewe wil lewe en verwag dat God se genade nog steeds gaan volledig wees en voluit leef nie. Volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees van die sinne gedoen het, en ons van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was vir die misdade, lewend gemaak, saam met Christus. Uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Hy sê dan in verse 8, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, en dit is 'n gawe van God af, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. So met ander woorde, die ou mens het afgesterwe, die nuwe een het opgestaan. Nou is ons gedagtes verander, ons vermoëns is verander, ons optredes is tot en met God en Jesus Christus. So alles wat ons doen ons vir Jesus Christus. So jy kan nie meer die dinge van die wêreld gaan doen nie. Dan kry ek en jy genade. Halleluja. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja. Abba Vader, Here, baie dankie vir u goedheid, u guns en u genade. Here, dankie dat u genade
nie te min is nie. Daar's groot genade, is onbeskryflik groot. En Here, ons kan dit nie verstaan nie, maar Here, help ons, laat ons willetjie sal laat staan en u wil sal vol, sodat ons u genade kan erf. Ons loof en prys en eer u in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan toon liefde, gaan toon genade teenoor jou medemens. Julle moet 'n geseënde dag hê. God bless.